Anna, nee man. Jy kan nie daai post nie. As jy daai post het 'n groot moeilikheid by die huis. Probeer van hierdie pens ontslaa raak man. Nee, jy gaan daai nie post nie, hoor jy my? Hey. Weet jy? Daar wen hy lemon meringue fight. So ek moet hom nou maar klaar eet. Weet ek sit vanoggend en dink aan Suid-Afrika en hierdie land van ons. Partykeer raak ons so vasgevang in alles wat ons omgaan, die politiek en die res van die wêreld en die dinge, dat ons vergeet eintlik uit 'n kulturele oogpunt uit hoe amazing mense in ons land is. En partykeer dan kyk jy na die uitlanders as hulle hier kom kuier en dan besef jy eintlik is ons dit amazing mense in hierdie land. Ja, daar's nou altyd 'n hier en daar 'n ouetjie, maar oor die algemeen is baie nice mense. En van kleins af was ek mal oor stories. Ek het altyd om Jan Spies en Tolle en al daai ouens gekyk. Ek het in Johannesburg in Fontainebleau gebly op 'n stadium as 'n kind. En op daai stadium met my pa karre reisies gery en hy het onder andere so 'n kapoenkleur Porsche gehad. En ek weet hy het eendag bietjie vinnig om 'n hoek gekom op 'n nat pad. En toe amper voor oom Jan op sy eie grasperk raak gery. Nou ja, so oom Jan het so eentjie van ons afgebly en ja, daai kapoen Porsche toe uiteindelik op 'n dag nou nie 'n hoekie of 'n draai gemaak nie en toe daar deur 'n man se muur gery en in sy tuin opgeëindig. En dit was toe nou die einde van daai ding. So hier gaan ons nou van nou af op 'n Vrydagoggend by Crafted Campers bietjie stories vertel. Man, ons is mos nou op die punt van die naweek en ek dink dis 'n lekker tyd vir ons om net bietjie weer met ons mense in hierdie land eintlik fees te vier dat ons so 'n verskeidenheid van mense het, maar ook ons eie taal en die interessante mense in die staaltjies wat ons het met mekaar kan deel. Jesus het mos stories gebruik om met mense te gesels en om sy boodskap oor te kry. So stories vertel is 'n ding wat ons nou naby in die hart moet hou. So, kom ons vertel gou oom Jan storie. So is daar nou toe 'n storie oor oom Frederik en oom Koos wat daar op die platteland 2 ou jong kerels was en saam met ma op die plaas gebly het. Hy sê, en oom Koos kry vir oom Frederik en 'n Hani skuur. Hy sê, oom Frederik, jong, ek moet loop dorp toe om te loop saad koop vir die week. Nou, ek dink dit het eerder gegaan oor die weduwee van 'n merwe op die dorp as wat dit gegaan het oor die saad koop. Jy weet, die hondjie in die halsband ding. Maar oom Koos sê vir Frederik, ag Frederik, jong, jy weet tog hoe is ek oor my kat. Hy sê, jy moet tog mooi na my se kat kyk terwyl ek weg is. Jong, dis winter, die ding kry koud buite, so asseblief laat hom nou maar by jou op die bed slaap. Ek weet jy haat dit tog so, maar ek is tog so lief vir daai kat, ag asseblief man. Jong, en so is Koos weg dorp toe vir die week om te loop saad koop en daar by die weduwee te loop kuier. Toe hy terugkom, toe kry vir Frederik op die land, hy sê, Frederik, hy sê, hoe gaan dit met my kat? Frederik sê, ag Koos, hy sê, jou kat het gevrek. Jan sê, man, hy sê, kon jy dit nou nie vir my meer subtiel vertel het nie? Kan jy nie vir my vertel het van hoe die kat die hele nag op die nok van die dak se chunk het nie? Hoe jy en ma alles probeer het om die kat af te kry? En julle uiteindelik die brandweer loop kom uit daar van die dorp af nie. Hy sê, hoe die jong manne hulle lere loop staan maak het die teen die dak. En die eppie brandweerman hoeke al agter die kat is en hom uiteindelik in sy jas gevang het en daar afgebring het nie. Hy sê, man, hoe jy en ma vir die manne koekies en tee en gemmerbier gegee het, en toe hulle met die rooi vuur waar hier uitry, hulle dwars bo oor my se kat gery het nie. Hy sê, man Frederik, kon jy dit nou, die slegte nuus nou nie vir my so vertel het nie. Hy sê nou maar daarna toe met my se kat, hy sê, hoe gaan dit met ma?
Frederik loop dink so bietjie, hy sê, Wilkoos, ma is vanoggend hier op die dak